Halleluja, halleluja, halleluja. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, en die alleenwyse God, kom toe die lof, die eer en die heerlikheid, tot in al, en tot in alle ewigheid. Prys sy wonderlike naam, so baie welkom, elkeen van u wat ek hier sien, ja, heel wat het weer verskoning gemaak, hoe verlang ek om 'n diens te hê waar almal hier is, en nie net verskoning nie. Nou weet ek, ons gaan weer vakansietyd binne, so dit gaan seker nog erger raak. Ek waardeer u dat u hier is, en dit is besonders dat u hier is, want die God wat jou lief het 'n plan met jou, het 'n afspraak met jou vanmôre. Wie glo vanmôre ek is nie per toeval hier nie, maar ek het 'n afspraak en hy stel belang in my en hy's lief vir my. Nou gaan vanmôre vir u lees uit sy woord, en anders as altyd, as die normale, gaan ek lees uit die Ou Testament, woord wat hy my gegee het, spreuke wat hy my gegee het, en gaan ek vanmôre bedien na die welbehae van sy wil, en soos wat hy wil hê, ek moet bedien. Ek glo vanmôre vir die bonatuurlike, want hy is die bonatuurlike. Glo vanmôre wat die woord sê, by hom is daar geen ding onmoontlik nie. Halleluja, prys sy mooi naam. Nou, gelees van Sagaria 4, ek wil vanmôre met u gesels, as ek dit 'n tema kan gee, oor weet wie jy is. Laat ek dit net so by die inval hierso sê, dis krisis belangrik, dat jy as mens, onthou, jy is gees, jy het 'n siel, en jy bly in 'n liggaam. En omdat jy gees is, kan die vyand en die negatiewe geesteswêreld met jou maak net wat hy wil. Maar dan is daar ook 'n positiewe geesteswêreld. Ons Skepper. Hy sê hy is gees, en die wat hom wil aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Daarom krisis belangrik in die geestesrealm, dat jy presies sekerheid moet hê wie en wat jy is. Vir twee redes. As jy nie mooi weet wie en wat jy is nie, kan die vyand jou stamp en stoot soos hy wil, en jy het geen antwoord daarop nie. Aan die positiewe kant, as jy weet wie jy is, kan God jou salf, kan God jou gebruik, en kan sy guns en vrede op 'n bonatuurlike wyse met jou wees en saam met jou wees. Daarom, terwyl jy hier sit vanmôre, maak dit in jou gees uit dat jy weet wie en wat jy ook werklik is. En dan lees ek nou hierdie hoofstuk, jy sal eintlik meer wil wees, wil wees wat ek wil lees, maar terwille van tyd gaan ek net hierdie lees en ek gaan my net hierby bepaal. Hoor nou mooi wat sê vanaf vers 1, en die engel wat met my, dus met Sagaria gespreek het teruggekom en my gewek. Ek wil net vanmôre hier 'n tipe deurgee. Dalk in die verlede het jy God se stem duidelik gehoor. En moontlik is dit nou al 'n lang tyd verby, of moontlik nie. Maar hoe dit ook al sy, vanmôre is hy weer hier. Halleluja. Om jou te roep, en jy sy stem vanmôre weer kan hoor. Hoor nou mooi, teruggekom en my gewek, soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. Met ander woorde,
Hy sê nie hy het geslaap nie, maar die aanraking, die stem wat hy gehoor het, die ondervinding wat hy belewe het, en hierdie ontmoeting, en as ek so mag sê, die insig of die raad, die kennis, die wysheid, wat die woord aan hom deurgegee het vanoggend, wek hom op. En luister mooi, dit bring hom in 'n ander realm in. Dit maak hom nie net wakker nie. As jy slaap, slaap jy, en as jy wakker word, kom jy uit jou slaap uit. Jy's in 'n ander realm. En dis wat hy hierso sê, dit was asof hy uit die slaap wakker gemaak word. Met ander woorde, as ek profeties nou kan praat, het God vanmôre 'n ontmoeting met jou. Het hy 'n roepe vir jou, om jou uit jou huidige toestand, bonatuurlik uit te haal, en jou in 'n vars nuwe realm in te gooi, te plaas, soveel sodat jy 'n nuwe lied sal hê. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. So 'n aanraking wat jou totaal in 'n nuwe lewe en in 'n nuwe vorm van lewe sal plaas. Nou hoor nou mooi, en hy het vir my gesê, wat sien jy? Dis so, dat wanneer God jou aanraak, is daar by hom 'n verwagting. Wat neem jy waar? Daar's by hom 'n begeerte, om net ook jou hart te hoor. Daarom moet u en ek dit baie mooi onthou, en dit noem ek nou net sommer net, as ek en jy môre vroeg wakker word, is daar by jou Skepper God 'n begeerte. Besef jy, deur my genade, het ek jou nog 'n nag gespaar. En hier word jy wakker vanmôre, met die begeerte jou Skepper, dat jy vandag sal lewe tot my lof, en tot my ere. En wanneer vanaand kom, al die lof, al die ere, het my deurgedra. Ag, as ek net vanmôre dit kan sê, ek en jy het seëninge op seëninge, op seëninge vanmôre terwyl ons hier sit. Hier kan 'n probleem wees, hier kan versoekings wees, hier kan aanvalle wees, hier kan stryd wees, maar groter as dit, is die dankbaarheid, is die blydskap, van wat hy het deurgedra. Deur die storms van gister en eergister, was hy getrou, en het hy deurgedra. Hy antwoord, en hy sê my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, hoor nou mooi wat hy sê, en dit is nou, Sagarius self wat terug antwoord, hy sê, ek sien 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy 7 lampe op hom, telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is. As ek dit net vinnig kan verduidelik, sy net nou terugkom, meer hier te verduidelik. Hy sien hierdie kandelaar, en hy sien 'n oliekan bo oor hom, en dan sien hy afvoerpype, wat reguit na die kandelaar toe kom, en dan sien hy ook die lampe. Met ander woorde, hy sien hierdie lamp, hierdie kandelaar, is geseënd. Hierdie kandelaar het aan niks tekort nie. Halleluja. Hier's 'n olie wat vloei. En as ek dit nou met geestelike gesag kan sê, hier is nie 'n lek in die pypies nie. Maar die volle impak van die olie gaan deur na die kandelaar. En die
7 lampe wat skyn. En ek gaan net nog meer detail hieroor gee. En hier erken Sagaria dis wat hy sien. Dis wat hy ervaar, dis wat hy beleef. Hoor wat sê vers 3. Ook 2 olyfbome langs hom, een aan sy regterkant van die oliekant en een aan die linkerkant daarvan. Nou vir u wat bietjie skerper in die gees is, en dit sê ek nou net met respek, nie met kritiek nie. Ou koning Dawid sê, al dan val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my ander kant, na my toe. Halleluja. Sal dit nie kom nie, waarom nie? Want daar's 2 olyfbome. Laat ek dit daar los. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, is nou 'n verbasing. Weet jy dan nie wat dit beteken nie? Dis ongelukkig so, en ek en jy kan niks daaraan doen nie, en dis reg deur die woord is dit so, as God praat, as hy 'n droom gee, as hy 'n insig gee, of sy Bybel gee, maak nie saak, maar as hy gee, verwag hy, ek en jy moet verstaan. En as ek en jy nie verstaan nie, is dit nie sy skuld nie. Want hy verstaan, hy het my en jou gemaak. En hy verstaan, as jy dit daarin ten minste kan waardeer, en lof en eer kan gee, gaan daar 'n spontane kennis wees. 'n Spontane vermoë wees. Sodat wanneer ek jou iets wys, snap jy dit. Verstaan jy dit en sien jy dit. Nou gee ek herinnering. As jy iets nie verstaan of sien nie, is die moontlikheid baie groot. Jy gee hom te min eer. Jy erken hom te min in jou lewe. Jy moet nooit probeer om hom voor te skryf nie. Hy kom die vraag toe. Hy sal vergelde na die welbehae van sy wil. Nou sê die engel, hoe is dit moontlik? Jy weet nie wat dit beteken nie. En hy antwoord, hy sê nee, ek weet nie. Hoor nou mooi. Toe antwoord hy en sê vir my, nou gee die engel dit vir hom duidelik. Antwoord hom en sê vir hom, die woord, dit is die woord van Jahwe aan Serubabel. Nou sê, nie deur krag, of deur geweld nie, maar deur my gees, sê Jahwe van die leerskare. Hoor nou mooi wat sê hy. Wie is jy, groot berg? Vanweë wat hy met my in my gees gepraat het, terwyl ek vanmôre afgesonder het en gebid het om te hoor die inspraak van nou, toe sê hy vir my, ek moet dit duidelik vanmôre hierdeur gee. En dan moet jy baie mooi hoor, ek is in my gees so oortuig, dat hier 'n bonatuurlike ingryping van God wil kom vanmôre. En hy sê vir my, sê vir die mense, wanneer jy hoor, wie is jy, groot berg? Sê vir die gehoor vanmôre, wie is jy, jou verlede? En as jy enige een in hierdie plek is vanmôre, wat agterkom God is in hierdie plek.
As die enige een is wat agterkom, hy het 'n afspraak met my vanmôre. Dan wil ek vanmôre hê, jy moet sê, wie is jy? Jou verlede. Waarom? Want die Satan gebruik die verlede om my en jou te kortwiek. Weg te hou van God se plan. God se ywer. Die roeping en die bediening in my en jou lewe. Want hy gebruik die verlede om my en jou te laat verstaan, ek kapot. Of ek en jy sal dit nie maak nie. Of ek en jy het alweer gefaal. Of net my en jou sleg te sê. En net ons geestelike swak selfbeeld te gee. Maar vanmôre besoek hy. En hoor mooi wat het ek sê, hierdie besoeking haal my asof uit die slaap uit. Geestelik beteken dit vanmôre, hy bring 'n woord na jou toe, hy bring 'n insig na jou toe, om vanmôre vir jou insig te gee, jou oë oop te maak, en vanmôre te verstaan, jou Satan, jou verlede, vanmôre is tot hier toe, en nie verder nie. Jy wat jouself 'n groot berg noem, hoor wat sê sy woord. Groot berg, voor Serubabel, hoor nou mooi, sal jy tot 'n gelyke. Is hier iemand in hierdie plek wat 'n verlede het wat jou kataza? En as jy dan 'n verlede het wat jou kataza, wil ek vra, is hier iemand in hierdie plek wat dan hoor, hy maak vir jou wakker vanmôre, en hy gee vanmôre vir jou 'n nuwe woord, en hy sê vanmôre vir jou verlede, wie is jy voor Serubabel? Met ander woorde, hierdie God wat jou gemaak het, hierdie God wat jou geroep het, luister mooi, hy sê nie, jy moet eers jou vyand aanvat nie, hy sê ek, jou skepper sê vanmôre, ek vat jou vyand aan, ek gee jou 'n lewende woord, ek gee jou vanmôre 'n oorwinnende woord. Wie is jy voor Serubabel? Hoor nou wat sê, sal jy 'n gelyke word? En hy, Serubabel, sal die slypsteen te voorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. Met ander woorde, jou verlede word behoorlik getrap. Is hier enige iemand wat hom 'n lofoffer wil gee? En wat vanmôre vrymoedigheid by voorbaat wil vat, hom pryse wil gee, en sê vanmôre hoor ek hom, hy haal my verlede uit. Pastoor, wat beteken dit? Dit beteken hy gaan dit hier uithaal, en hy gaan dit hier uithaal. Ek herhaal, hy gaan dit hier uithaal, en hy gaan dit hier uithaal. Vanmôre gaan daar nooit weer 'n terugkeer na jou verlede, maar jou verlede gaan roep genade, op genade, op genade. Waarom sê hy genade, genade? Want wat God vanmôre in jou gaan begin, en wat God vanmôre in jou gaan doen, en wat God vanmôre deur jou gaan doen, gaan sê, wonderwerk, wonderwerk. Hy kon dit nie gedoen het nie, maar deur krag of deur geweld nie, maar deur sy gees het hy, barabosebando, is hier iemand wat 'n dankbare hart, wat 'n vreugde hart het, hy breek vanmôre die verlede, hy breek vanmôre die verlede, hy haal elke gedagte uit. Halleluja. Hoor nou mooi, sal 'n gelyke word genade. Vers 8, en die woord van Jahwe het tot my gekom en gesê, hoor nou mooi, die hande, mag ek 'n manifestasie vra, wie wil sy hand net so sê? My hande, die hande van Serubabel het die fundament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit
voltooi. Wat sê Kolossense 1:6 as ek reg is? Hy wat 'n werk in jou begin het. Hy gaan dit voltooi. Ek gaan dit vanmôre in die geestesriem dieper vat. Hoor nou mooi. Jy wat vanmôre gebesluit het, kom ons gaan kerk toe. Daai hande. Daai besluit, daai hande is 'n tipe van besluit, 'n tipe van 'n dissipline, 'n tipe van geloof. Vanmôre gaan ons kerk toe. Daai hande gaan die einde. Ek gaan die deurbraak. Hy gaan alles voltooi. 'n besluit, 'n erkentenis, 'n begeerte, 'n gehoorsaamheid aan hom. Voltooi, hoor nou mooi. Dan sal jy weet dat die Jaffa van die leerskare my na julle, hier is soveel profetiese krag hierin. Maar hy het duidelik vir my vanmôre gesê om dit reg na jou as individu toe te bring. Kan dit na hierdie bediening toe vat? Kan dit na hierdie gemeente toe vat? Maar hy het regtig vir my sê ek vat dit na die individu toe. Want wie verag die dag van klein dinge? Terwyl daar 7 die oë van Jaffa waar die ganse aarde deurloop met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubabel. Wow. Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie 2 olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die 2 olyftakkies aan die kant van die 2 goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer, en hy sê, dit is die 2 gesalfdes. The anointed ones who stand near the sovereign of all the earth. Is Jesaja die 43ste vers. Hoor nou mooi. Ag, kom ek vra so. Gee my volle aandag. En ek beloof julle gaan nie lank wees nie. Maar wat deur moet kom, moet vanmôre deurkom. Jesaja 43 vers 1 sê, dis God wat praat. Hy sê, ek het jou by die naam geroep en jy is myne. Ek wil jy moet hoor. Hy sê, ek het jou by die naam geroep en jy is myne. Romeine 8, so die 28ste vers. Want ons weet dat hulle wie God lief het, alles ten goeie meewerk, volgens die raad van sy wil. En dan sê hy, en die volgende vers, en die wat hy van tevore geken het, het hy van tevore verordeneer, om heilig en sonder gebrek te wees, sodat hy die eerstgeborene kan wees van baie. Gaan die volgende vers, en sê, en die wat hy verordeneer het, nou wie moet luister wat sê die vers, die het hy geroep. En dan sê, hoor die stelling, die wat hy geroep het, die het hy geregverdig. Weet wat geregverdig beteken, jy kry nou guns by God. En die wat hy geregverdig het, hoor nou wat sê, die het hy verheerlik. Wat beteken
verheerlik. Dit beteken, jy kan het self gelees hier, Johannes 17, plus minus so die 22ste vers. Hy sê, waar hy my en jou met hom en met die Vader een maak. As hy sê, hy het my en jou verheerlik, beteken dit, hy het my en jou met hom en met die Vader nou een gemaak. Kan ek dit so sê? Ek moet dalk net van die kansel afkom as ek dit wil sê. Dit beteken met ander woorde, jy is nie 'n wishy-washy nie. Ek wil dit so sê, en ek gaan myself gebruik. Jy is nou nie meer 'n koetsertjie nie. Jy is nou een. As jy iemand wat hoor, hy sê, die wat hy geregverdig het, die het hy verheerlik, een gemaak met die Vader, een gemaak met die Seun. Dan sê hy, dieselfde Gees wat nou in die Vader en in my is ook in julle. Dan kom die volgende vers. Nee, maar as die 31ste vers en sê, as God dan vir my is. Hoor mooi, jy het nie hierdie besluite geneem nie. Al hierdie verse wat ek nou gelees het hy die besluite. Is hier iemand in hierdie plek? Hy sê, ek het julle lief gehad, nog voordat julle my lief gehad het. Is hier iemand in hierdie plek wat dan besef, ek het nie nog eens geken nie, ek het nie nog eens lief gehad nie, maar toe roep hy my al. En toe regverdig, pastoor, hoe is ek geregverdig? Kom, ek gaan nou in die geestrein weer ingaan. Net die feit, dat jy vanmorgen by die huis kon gebly het. Jy kon nou lekker TV gekyk het, en as jy ook golf like, kon jy nou lift golf lekker gecheck het, en. Maar omdat daar iewers 'n geloof, ek sê omdat daar iewers 'n dissipline in jou gees opgekom het, en nou wil ek jy moet verstaan wat ek sê, hierdie dissipline het elke leuen gees van jou verlede, het elke aanval van jou verlede, net mooi gebreek, net mooi gevernietig, en in jou geloof het hy gevat, hy het dit geregverdig, en toe besluit hy vanmorgen, omdat jy na my huis toe kom, en omdat jy my teenwoordigheid kom, gaan ek jou nou een van ons daarbo maak. Is hier iemand wat net wil dankie sê? Ek sê oprecht, wie kan hom 'n lofoffer gee? Ek ben nou een gemaakt. En ek wil elke wat ek nou doen, ek wil hy moet weet, nou breek jy elke Satanswerk, jy breek nou elke soorte gees, jy vernietig elke leuen gees, jy vernietig elke geestelike selfbeeld gees, en jy vat nou 'n belofte van sy woord, halleluja, halleluja, jy gee hom die lof, daarom sê hy, maak ek jou nou een met ons. Daarom sê hy, as God dan vir my is, met ander woorde, as God dan my kom vat het, in my toestand, in my krisis, in die werke in my gesin, in die werke binne in my, en hy werk in my energie, en ek vat het met geloof, en ek kom op na hierdie plek toe vanmorgen, ek kom op, as hy dan vir my is, dan sê, wie, is iemand wat hoor, wie kan teen my wees? Dan gaan die volgende vers aan, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, waarvoor ons almal gegee, dan sê hy nog 'n groter belofte, dan sê die volgende vers weer, hoe sal hy dan nie my nou vandag alles
genadiglik. Kom ek sê vir julle so, weet jy wat tel ek op in hierdie plek? Sy genade is in hierdie plek. Ek tel op. Sy liefde is in hierdie plek. Pastoor, wat bedoel jy daarmee? Ek sê nou vir jou, whatever jy ook al vanmôre vra, sy genade is hier. Sy liefde is hier. En ek kan jou 'n belofte gee. Wat jy in hom glo vanmôre, wat jy bely nou vanmôre, dit sal so wees. Hy breek vanmôre elke bose gees. Hy breek vanmôre elke leuen gees. En hy maak sy liefde, hy maak sy vrede aan my en jou bekend. Halleluja! Kom ek gaan sy gees toets. Is hier iemand in hierdie plek, wat vanmôre sit jy in hierdie klein tydjie nog van hierdie diens, waar jy kan vanmôre sê, ek het God se stem vandag gehoor. Met ander woorde, as jy dit kan sê, kan jy sê, ek kry vanmôre guns by hom. Ek tel op die Satan, like niks wat ek preek nie. Want ek kom in die geeswêreld en ek sien hom. Ek sien hom hoe werk hy. Satan, kom ek help jou reg. Ek trek al jou lus vir sonde tande uit vanmôre. Ek trek al jou leengeeste van bedwelming, verslawing, trek ek uit vanmôre. Satan, laat ek het vir jou kennis gee, ek gaan binne in jou hole in, en ek gaan al jong mense vanmôre uit, en ek gaan ma's vanmôre uithaal, om God te diene, in gees, en in waarheid, en in reinheid, en in heiligheid, en in opregtheid. Halleluja! En as jy dit saam met my glo, gee hom opreg geloof, gee hom opreg geprys. Hy alleen is waardig, die lof, die ere en die heerlikheid. Ek sê as hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Is er iemand wat bly is? Hy is vir jou en hy is nie teen jou nie. Hy is vir jou, hy is nie teen jou nie. Halleluja! As ek dan ervaar uit 'n afspraak met my vanmôre, sê ek, kan ek dan ook besef, ek het 'n oop check. Kan ek dit so stel? Ek het deur die hek gekom. Ek weet nie hoe nie, maar ek is binne. En omdat ek nou binne is alles wat hier is, ook myne. Ek geniet. Tabasarabatabanda. Halleluja, dit beteken vanmôre as hy dan vir my is, en hy sê, wie kan teen my wees, dan beteken dit, ek behoort vanmôre aan hom. Ek wil iemand dit hoor, en hierdie goed word nie gepreek nie, maar hy het my opdrag gegee, en met dit breek ek elke Satanse werk. Hy sê vanmôre, as jy kan agterkom, dat hy jou geroep het, kan jy sê met reg, dan behoort ek ook vanmôre aan hom. Dan is ek hier waar ek sit, is ek 'n geseënde. Wie hoor? Dis ek en jy wat dit sê nie, dis sy woord wat dit sê. Hy het jou geroep, hy het jou geregverdig, hy het jou geverheerlik, en hy het alle magte van die hel, het hy gebreek, hy het jou verlede gebreek, en hy het gebesluit, net wat jy jou hand aangeslaan het, gaan ek seën, gaan ek deur jou dra, en oorwinninge vir jou gee. Halleluja! Luister mooi, as hy gebesluit het, hy gaan jou seën, kan die hele helse magte nie keer nie. Luister mooi, en as hy gebesluit het, omdat jy my geroep gehoor het, ek gaan dit nou fyn sny, net omdat jy vanmôre al jou hand opgesteek het, net omdat jy vanmôre gesê het, ja, dis so, net omdat jy vanmôre jou gees al oopgemaak het, gaan ek 'n werk in jou begin. Hoor mooi, hy sê nie deur krag, nie deur geweld nie, maar kan ek dit sommer sê, daar is 'n oliepypie, wat van die olie kan afkom, en hy gaan binne in die lamp in, binne in
die kandelaar in en die lamp gaan brand en geen demoon, geen verlede, geen aanslag kan jou verlede vanmorgen weer oproep nie, van die lig skyn en die duisternis verdwyn. Halleluja! Ek weet, ek en jy maak foute. Ek weet, ons maak baie verkeerde goed. Ek weet, baie van ons sê, ek probeer so hard, maar as ek my weer kom kry, dan faal ek. Baie van ons kom net in bad omstandighede, en na die tyd kom ek agter die ete, ek het hom letterlik teleurgestel, ek het gedoen wat ek nie moest gedoen het, maar die verskil is, ek ben jou geroep. Omdat hy my het jou geroep het, staan het vanmorgen vast, nie deur krag, of deur geweld nie, maar deur my gees. Ek wil jy moet hoor vanmorgen, Satan het vuriglik begeer om jou soos koring te siffe, en daarom het hy baie goedjies uitgehaal, en het jou baie goedjies laat glo verstaan, maar vanmorgen verklaar ek onopwonde, nie deur krag, of deur geweld nie, maar deur sy gees breek hy, en vernietig hy elke aanslag, van die bose op jou lewe. As jy net vanmorgen die guts kan hê, as jy net vanmorgen die geloof kan hê, ek hoor, hy het my naam geroep, ek hoor hy lief my, ek hoor hy stel in my belang, en omdat hy in my belang stel, het hy klaar gebesluit, hy gaan my rechtvaardig, hy gaan my verordeneer, en hy gaan my verheerlik, sodat ek kan wees in die eenheid, met hom tot sy lof, sy ere. Hoor mooi, Satan, ek het vir jou slegte nuus. Ons as mens kan baie goed vergeet. Ek herinner my aan roeping, ek herinner my aan afsprake, ek herinner my aan beloftes, ek herinner my aan profetiese woorde, ek herinner my aan hoeveel ervarings wat ons in die verlede al gehad het, maar so baie van dit is gevergete, van wie ons menslikheid, van jou skepper. Satan, maar ons skepper. Swakheid, maar ons skepper. Hy het niks vergeet nie. Wie hoor? Ek sê, hy het niks vergeet nie. Hy het niks vergeet nie. Hy onthou alles. Luister mooi, hy het ook nie geroep en gevergeet nie. Nee, hy verordeneer. Hy regverdig en hy verheerlik. Hoor mooi, wat sê hy hier in hierdie tweede vers? Besef, hier sien hy 'n kandelaar. En hy beskryf die kandelaar, die oliekant van bo af, en hy sien hoe funksioneer, en hy vra, wat is dit? Hy weet nie, maar hy gee hom 'n belofte. Dit is Serubabel. Met ander woorde, wat ek lang terug gespreek het, en as jy nou 'n bietjie navorsing wil doen, dan verwys hy eintlik hierdie situasie, verwys nog na toe hulle uit Egipte uitgetrek het, God hulle 'n belofte gegee. Nou baie interessant, die kandelaar, volgens Openbaring 5, jy kan Openbaring 5 self gaan lees, Openbaring 5 verduidelik mooi, dat die kandelaar is 'n tipe van die bruid. 7 kandelare, die 7 gemeentes. En nou sê hy hier want hy spreek nie hier nou 'n groep aan nie, hy spreek Serubabel aan. Hy spreek vanmorgen die individu aan. En hy herinner die individu, omdat ek jou geroep het.
kan die Satan maklik vir jou lieg en nonsens vir jou vertel. Die feit, hoor mooi, dis hoekom ek vir jou Romeine 8 gekwoteer het. Die wat hy van tevore geken het, die het hy verordeneer, die wat hy verordeneer het hy geroep. Hy het hulle geregverdig en hy het hulle verheerlik. Christus belangrik, weet en besef wie jy is. Mag almal vanmôre uit jou geestelike slaap wakker word, uit jou geestelike onkunde wakker word, en vanmôre met geloof uit my hart wil ek 'n goddelike autoriteit oor hierdie hele plek losmaak, dat elkeen met 'n goddelike autoriteit vanmôre gaan besef, ek is nie langer Satan se vloerlap nie, nog minder is ek langer Satan se asblik, dat hy met al sy sonde en rubbish my kom hierso vervuil en my hier ek is 'n tempel van die lewende God. Ek is 'n geroepene, wie kan hoor, ek is 'n salwingdraer om te sê, maak die pad van die Here reguit. Halleluja! Nou sê hy dit mooi, kandelaar. Met ander woorde, al jou beloftes oor jou is in die kandelaar. En luister nou mooi, jy en ek ken ons lewe, en ek spreek het oor niemand los nie, maar iewers, ek veralgemeen ook nie sommer nou nie, het ons almal dalk al draaie gemaak, waar ons nie moes draaie maak nie. Laks gewees, waar ons nie moes laks gewees het nie. Ontrou waar ons nie ontrou moes gewees het nie. Net bietjie geloof verloor waar ons nie moes verloor het. Of 'n bietjie vergeet waar ons moet vergeet. Maar dis nie die punt nie. Jy moet hoor vanmôre. Dis nie die punt nie. Die punt is, die kandelaar is voor sy aangesig. En die kandelaar het 'n oliekan. Die deurkrag. Met ander woorde, nie uit jou goedheid nie, nie uit jou sterkte nie uit jou probeer nie, maar deur my gees. Wie hoor. Daarom is die oliekan bo die kandelaar. Waarom? Van die trooster. Wanneer hy kom, sal hy julle leer, sal hy julle lei in alle waarheid. Halleluja. En dan as jy met pypies kom het af na die 7 lampe toe. 7 verwys na die 7 gemeentes, maar vanmôre nie na die 7 gemeentes toe nie, vanmôre na die 7, die volheid van sy roeping in my en in jou lewe. Snap jy? Voor sy aangesig manifesteer dit. Ek en jy sit op die aarde, ons is nie daar nie. En die Satan weet ons is nie daar nie. Nou gee die Satan vir my in jou allerhande stories, en hy laat my in jou struikel hier, en laat my in jou struikel daar, en ons sukkel om geloof te hou, ons sukkel om getrou te bly, maar vanmôre kom maak hy wakker uit 'n geestelike slaap. En hy laat my en jou vanmôre verstaan, kom uit hierdie realm uit. Kom in die realm in wat voor my is. Kom in die realm in as God vir jou is. Wie hoor? Wie kan teen jou? Dit beteken vanmôre, daar is geen struikelblok waaroor ek en jy nie kan kom nie. Waarom nie? Want voor sy aangesig is sy roeping, is sy bediening oor my en oor jou. Is eintlik mind-blowing. Voor ek hom geken het hy my geken. Voor ek geweet het ek kry 'n naam, het hy my 'n naam gegee. Pastoor, hoe weet ek, hy het my ook ingetrek?
As hy jou nie ingetrek het nie, sou jy nie vanmôre hier gewees het nie. Elkeen wat hier is, ek vat autoriteit oor elkeen van julle. Die God wat jou geskep het, dis deur sy genade dat jy hier is. En nie my en jou swakheid nie, of goedheid of so. Dis sy genade. En laat ek nou mooi vanmôre vir elkeen van julle hier sê, as God vir julle is. Ek sê as God vir julle is, wie's die Satan? Wie's die sondemag? Wie's die onverlostheid? Wie is wie om teen jou te kan wees? Want hy sê sy eie seun nie gespaar nie, maar hy het homself vir my en vir jou gegee, sodat ek en jy een met hom. Halleluja, halleluja. Nou gaan hy verder. En hier kom ons nou by die punt. En nou sê hy, as jy vanmôre uit die geestelike slaap kan wakker word, en jy kan besef, wie is ek regtig? Kyk, dit vat nou vanmôre guts, want die lewe, of die atmosfeer, of die gewoonte het jou geleer, ons val en staan maar op, nee, snerp. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Deur hy wat my die krag gee. En vanmôre bestraf ek elke lus om verkeerde te doen. Ek bind dit nou, en ek roep nou, laat sy naam in elkeen se liggaam, siel en gees nou geheilig word. En laat alle onheiligheid nou uit elke liggaam, uit elke verkeerde lus, trek dit nou uit. Ek gebied jou, los die tempels van die lewende God uit, en ek maak 'n reinheid van hom in elkeen van julle los. Ek maak 'n oorwinning van hom in elkeen van julle los. Ek vat beheer oor elke demoniese mag. Ek vat beheer oor elke vloek van die verlede, en ek kondig vir julle almal aan 'n nuwe toekoms, 'n nuwe lewe, 'n seën en 'n oorwinning in hom en vir hom en tot hom. Elke wat het vat, wil jou nie 'n lofoffer gee nie. Jy wat het vat, jy sê van vanmôre, ek is 'n geseënde. Van vanmôre af, ek weet nou die verlede. Ek vernietig nou die verlede. Ek vernietig nou die swakheid. Hy het my geroep, hy het my geverheerlik, hy het my geregverdig. Daarom is ek vanmôre in hom en tot hom. Halleluja. Nou sê hy vir Serubabel, jou groot ding, die groot berg. U en ek is gelukkig bevoorreg, ons almal ken Tafelberg. As ek het vanmôre mag noem, jou Tafelberg. Wie is jy? Groot berg. Hoor nou wat hy sê, voor Serubabel sal jy tot 'n gelyke word. Uit geloof in hom. En ek weet, ek sit my ver uit en ek het nie eens 'n probleem hiermee nie. Dis geen vrees in my nie. Die gebed van die regverdige, sê hy, het groot krag. En vanmôre eis ek sy woord. Laat u naam in hierdie plek geheilig word. Ek vat 'n gesag. Laat u naam in elke siel, in elke gees, in elke liggaam geheilig word. En nou verklaar ek dit. En laat die koninkryk van God hier opstaan. En laat die koninkryk van God hier opstaan. En laat die koninkryk van God opstaan, soos dit nog nooit opgestaan het nie. Hy gee beloftes soos in die hemel. Met ander woorde, daai kandelaar. Is er iemand wat vanmôre besef, ek is 'n kandelaar voor die lewende God. En hy het my daar opgekoppel
met sy salwing. Hy het my klaar opgekoppel met sy guns. Nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur 7 afvoerpype van sy Heilige Gees. Wil hy my salf, wil hy my seën, wil hy my gebruik. Is daar iemand wat vir hom wil dank gee, lof gee, eer gee? Halleluja! Ek maak klaar. Wie van u sê jou verlede? Vanmôre het ek gehoor. Ek is toe nooit so sleg soos wat jy my wil maak nie. En Satan, ek het vanmôre ook gehoor. Ek is ook nie op pad hel toe soos jy vir my altyd wil sê nie. En Satan, ek het vanmôre gehoor. Op my rus nie meer die een vloek na die ander vloek nie. Oh, ek het vanmôre gehoor dat my krisisse kan vandag stop. My probleme kan vandag klaar kry. Ek gaan vanmôre opstaan. Ek gaan 'n streep trek en ek gaan sê jou swakheid, jou verlede, tot hier toe vanmôre klim ek oor jou Tafelberg, jou groot ding, ek klim bo oor jou, ek maak jou gelyk met wat? Met 'n geloof, met 'n vertroue, die God wat my geboorte gegee het, en die God wat my vandag in hierdie plek het, hy salf my vandag, hy seën my vandag, van 7 rigtings af, van 7, wie wil oopmaak daarvoor? Wie wil oopmaak? Wie wil opstaan? Wie wil staan in die lig steek? En sy voet my van my, weer dan maar my, die heiligheid en die volheid in my. Luister mooi, moenie hierdie sien as 'n mooi preek nie. Sien hierdie as 'n persoonlike afspraak. Sien hierdie, die God wat my geskape het vanmôre vir my 'n ding kom sê. En wat was dit? Dat ek is as 'n kandelaar in die hemel voor hom. Elkeen wat vanmôre glo, ek is 'n kandelaar. Sy Bybel sê dit. Hy het 'n gesig gegee en hy het mooi verduidelik. Dis hoe my mense lyk. Dis hoe die lyk wat ek geroep het. Dis hoe hulle is, wie ek 'n bediening voor het. Dis hoe hulle is, wie ek lief het, waarvoor ek belangstel. Elkeen wat het vanmôre wil oorgee en sê, ek vat het. Ek glo dit. Steek net vir 'n oomblik jou hand in die lug. Vader, u sien nou hierdie hande. Hierdie hande steek op om te sê, hulle kan nie, maar u kan. Nie deur krag, nie deur geweld nie, maar deur die Gees. Salf u nou elkeen van hulle. En ek spreek u oorwinning in hulle lewens. U volle kragte in hulle lewens. En ek vra Heilige Gees, hou hierdie woord lewendig in hulle harte. Hou hierdie woord lewendig in hulle, as God vir my is. As God vir my is. Begin dit sê, as God vir my is. As God vir my is. Wie kan teen my wees? Nog eenmaal, as God vir my is. Wie kan teen my wees? Oh, hallelujah! He touched me! He touched me! That floods my soul. Hallelujah, praise God. Vreugde. Something wonderful happens. Yes, and now. He touched me. He touched
sing. Pastoor, en hoekom wil jy nou dit doen? Want ek wil hê die Satan moet sy eie medisyne terugkry, wat hy aan jou gedoen het. Sê net vir die ou langs jou, jy's God se kandelaar. Jy's God se kandelaar. Jy's God se kandelaar. Halleluja. Wie's bly hy sy kandelaar? Mag ek vanmôre vra, wie sê, dat hy sy gees uitstort in my? My lamp moet skyn, my lig moet skyn, my lamp moet skyn, my lig moet skyn. He touched me. Yes. Oh, hallelujah. Yes, yes. He touched me. Oh, yes. Oh, he touched me. Hallelujah. Hallelujah. And all the joy that floods my soul. Soos jy van God afhanklik is, net soos ek van God afhanklik. Maar omdat hy vanmôre so pertinent en reguit gepraat het, en omdat hy na elke individu toe gekom het vanmôre, kry ek by hom 'n opdrag. En ek gaan hierdie opdrag oor jou spreek. Jy is 'n geseënde. En luister mooi, jou swak dae stop vandag. En hy wat swak is, staan nou op en sê op sy belofte is ek sterk. En vir elkeen van julle sê ek, laat jou berg nou plat val. Stap reguit vorentoe en gee God lof, gee God prys. God ere, dis hy wat jou paie gereed maak. Dis hy wat jou huis red vandag. Dis hy wat jou oefening in jou huis bring. Dis hy wat lewe in jou huis bring. Halleluja, halleluja. Dis hy, dis hy. Alle bedienings wat vergete geraak het, maak wakker in jou gees vanmôre. Alle beloftes van hom van die verlede, maak wakker in jou vanmôre. Hier's 'n krag van God in hierdie plek. Hier's 'n genade van hom. Hier's 'n liefde van hom. Oh, en ek gaan dit sê, Satan, you bite the dust. You bite the dust. Ek eis oorwinning by elke man en vrou. Geen neerlaag weer nie. Geen trane weer nie, maar 'n blydskap, maar 'n vreugde, maar 'n oorwinning. Hy wat jou geroep het vanmôre, hy gaan jou verordeneer, hy gaan jou regverdig, hy gaan jou verheerlik. En halleluja, elkeen wat sien wat hy hier jou doen, sy ore gaan tyd. Halleluja, want hy doen dit in jou krag nie, hy doen dit deur sy gees, deur sy gees. Hallelujah. Oh, he touched me. He touched me. Oh, he touched me.
sê hom dankie. U het vanmôre werk in my begin. U het my wakker gemaak. Ek sien die lewe nou anders. Ek verstaan nou anders. En daarom gaan ek van nou af anders lewe. Tot u heilige lof en tot u heilige eer. Daar is sy nagmaaltafel. Ek en jy eet en drink daar nie om 'n goeie gewete nie. Ons eet daar uit 'n blydskap, uit 'n dankbaarheid. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar vir ons gegee, sodat ek en jy in en deur hom vanmôre kan weet. Deur dit as hy sy seun gegee het, betoon hy sy opregte liefde vir my en vir jou. Gaan geniet dit daar. Dis nie Roepersfontein se tafel nie. Dis sy tafel. Eet sy liggaam, drink sy bloed en daarna vir jou oorwinning en nuwe lewe, nuwe gunskrag, heerlikheid kan wees. Die almal is welkom, welkom, welkom tot sy heilige lof, tot sy heilige ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Ontvang sy seën, sy liefde. Jy behoort aan hom en nie aan die verlede nie. Jy behoort aan hom en nie aan swakheid nie. Hy het jou geroep, jy sê, en hy het jou eerste lief gehad. Jy het hom nog eens geken nie. Toe lief hy jou, toe roep hy jou. Daarom maak ek het oor jou los. Laat dit so wees. Baie dankie vir almal wat hier was. Roemryke seën vir u elkeen.